julle, dis dag 2. Dag 2 gister het ons die prospecting gedeelte gedoen, van hoe jy jou dag begin met prospecting. Vandag stap ek oor aan die volgende fase toe. Hierdie gaan nie net oor motorverkoop nie. Hierdie is 'n relatief breedvoerige element waarna jy moet kyk. Nou, die element waarna ons gaan kyk het jy al van die term neuroeconomics hoor. Nou, neuroeconomics is 'n manier hoe 'n mens is. Dis 'n manier hoe jy jouself gedra en so, maar is baie detail rondom dit. Maar ek wil volgens spesifiek gesels met Forex trading. Ek het met Forex trading al te doen gehad, ek het 'n boek of 2 geskryf rondom Forex trading. En 'n baie belangrike element waarna jy kyk met Forex trading. Nou as jy gaan kyk na Forex trading oor die algemeen, ek weet nie of my skerm kyk hierso. Nou, wat Forex trading is, Forex trading, jy weet wat dit is, dit is aandele. Dis by of jy met goud werk of silwer, dit maak nie saak nie. Dis jou keuse aan die einde van die dag, maar dis die neuroeconomics gedeelte gaan oor verkope. Dit gaan oor besluitneming en so meer. Nou, die belangrikste punt is die besluitneming. Nou as jy 'n verkoper is en jy wil 'n kar verkoop en so meer, nou help jy 'n kliënt en jy stap so, jy wys die kar en so meer, en dan jy beskiklik sê die kliënt, ek kan nie maar baie, dan kyk goodbye. Dan sê jy in jou pietjie, verstaan, want hoekom het jy die kliënt verloor? Daar's 'n element wat jy moet onthou, wanneer mense iets wil koop, en dit is wetenskaplik bewys, daar's 'n element van vrees, as jy iets moet koop, wat jy moet geld uitgee. Nou, daai element in die brein van vrees, word ook geactiveer wanneer jy byvoorbeeld in die bank is. Kom as jy gaan na 'n bank toe, en dan moet jy geld trek, of dan sien jy skuld en dan raak jy bang. Nou, daai deel van die brein is dieselfde, is wanneer jy vrees kry. Nou, wat belangrik is, wanneer jy verkoper is, jy moet verstaan hoe werk die kliënt. Verstaan die kliënt, die emosies en so meer. Kyk, ek sê sielkundige nie, glad nie. Maar jy moet mense verstaan. Nou, 90% van die besluite wat mense neem, en ons as human beings, is oor emosie. As jy gelukkig is oor iets, as jy dit koop, as jy ongelukkig is, dan gaan jy dit nie koop nie. Maar die vraag is, wanneer jy aan verkoop is, hoe maak jy 'n kliënt happy of unhappy? Verstaan? Dit is baie belangrik wat jy moet onthou. Daar's 'n element wat baie belangrik is in verkoop is daar vertroue in jou. En hoe wys jy iemand kan jou vertrou? En dit is maar suiwer van jy moet kan bewys. Verstaan? So, jy moet die waarheid praat altyd die waarheid. Dit is baie belangrik. Dan gaan we die vertroue elemente. Wanneer jy verkoop is dieselfde om terug te kom na jou prospecting toe ook. Wanneer jy met kliënte gesels, wees met hulle altyd eerlik en probeer hulle verstaan, want hulle het gevoelens, hulle is mense. Ons almal het 'n brein. Nou, die neuroeconomics is 'n baie belangrike faktor en ons gaan nog baie lank daaroor gesels, maar daar's die punte wat ek na verwys vandag is die emosie en vrees. Die volgende punt is kwaad word. Jy gaan iemand irriteer, verstaan ek? Ek met hierdie kan ek jou like, of jy kan my like of nie like, dit maak nie vir my saak nie. Maar wanneer jy besig is met ek dan weet jy hierdie kliënt met vertroue in jou, hierdie kliënt met besluit, hulle sal by jou iets koop. En dit kom na die aandele gedeelte, die Forex trading toe. Forex trading is 'n baie onprofessionele, onmenslike element. Maar jy moet versigtig wees wanneer jy Forex trading doen. Wanneer jy sien jy maak 'n paar rand, moet nie te opgewonde raak nie. Pas op, dit gaan verander. Forex trading is 'n baie riskante op-en-af tipe ding van besigheid, verstaan? En die grootste ding wat jy moet kan beheer is emosie, verstaan? En dis hoe jy 'n kliënt moet ook kan hanteer, verstaan? Jou aandele en kliënte is dieselfde, behalwe aandele het nie emosie nie. Maar jy het, verstaan? Dis waaroor dit gaan. So kan jy jouself beheer. So, ek gaan vandag net vinnig gesels oor hierdie gedeelte, en as jy enige vrae het of wat ook al, DM my op my WhatsApp, dis op die stelsel van TikTok, en ek sit hierdie goed op TikTok, mense love TikTok, dit lyk dit vir my. Kyk daarna, en as jy enige vrae het, vra my, maar net om terug te kom, ek gaan hierdie goed op, hoe kan ek het sê, ek gaan het soos ek sessies doen, verstaan, soos die goed opkom by my van wat ek dink vandag miskien kan werk vir julle, vandag is op hierdie, want dis nou Paasnaweek, en dis 'n Paasnaweek, en dit is almal wil ontspan en so meer, so daar is 'n relatieve hoë vlak van emosie betrokke, want moenie vandag mense probeer druk om besluite te neem, jy los die tyd, daar is 'n tyd vir dit,
gestel. Want as jy vandag iemand gaan push om 'n besluit te neem om iets te koop of wat ook al, ja, jy gaan hulle kwaad maak en dan het jy die woede element. En dan is die vertroue, dag en harder werk in die vertroue om te gee vir hulle as mense. So, dis dalk hoekom ek nou vandag besluit het, kom ek praat oor die topic en ek sal wel met die volgende sessie sal 'n bietjie meer gesels hieroor. Maar jy het 'n lieflike, wonderlike dag hê en wees veilig. As jy 'n lang pad ry of wat ook al, kyk mooi na jouself en na jou familie en geniet julle tyd af. Alraai.